Ons lees vandag 'n bietjie, ek het dit genoem die stryk van die bekende, waarom ons terugkyk na die ou lewe toe. Hoekom gaan ons terug na die Egipte toe van ons lewe? Hoekom wil ons so graag teruggaan na ons ou gewoontes toe? Hoekom wil ons so graag teruggaan? As ons weet ons is op die regte pad, as die Here ons weggelei het uit ons omstandighede uit. Hoekom is ons soos die Israeliete wat graag wil kerm en kla en sê, maar dit was soveel lekkerder gewees in my sondige lewe. Dit was soveel lekkerder gewees toe ek geld gehad het. Nou wat ek met op bekering gekom het, ek moes die ou lewe aflê van my skelmstreke, het ek nie meer geld nie. En nog baie voorbeelde. Ons aan die einde van die dag, ongelukkig, ons net soos die Israeliete wat ons bitter graag altyd na 'n gemaksone toe wil terug. En ek gaan vandag vir ons 2 verse lees. Eksodus 16 vers 1 tot 3. Lees ons. Toe hulle, die Israeliete, van Elim af wegtrek, kinders van Israel in die woestyn Sin gekom het, wat tussen Elim en Sinaï lê, op die 15de dag van die 2de maand na hulle uittog uit Egipte land. Kyk dan, die 2de maand, ons nog 2 maande uit Egipte. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van die honger te laat sterf. En ook in Numeri 11, vers 4 tot 6, lees ons waar hulle weer kla, hulle sê die gemengde bevolking wat onder hulle was, met ander woorde, dis nie die Israeliete nie, dis die ander nasies wat saam met hulle uitgetrek het, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die watlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Aan al die lekker goed. Al die lekker goed wat hulle vleeslik bevredig het. Maar nou is ons siel dor. Daar is glad niks nie. Net die manna is voor ons oor. Ons gaan terugkom na daai woordjie dor toe, want hy speel ook 'n redelike belangrike rol hierso. Soos ek gesê het, hoe baie van ons is so geneig om te wil teruggaan as ons dan tot bekering kom, na ons ou weë toe, na ons ou maniere toe. As dinge nie goed gaan met ons nie, as dinge nie vir ons lekker is nie, sodra dit begin druk in hierdie geloofspad wat ons stap, dan begin ons kla. Dan is ons ontevrede. Dan is dit nie vir ons goed genoeg nie. Dan is ons in hierdie woestyntydperk en hoekom val die duiwel my so aan en amper op, Here, hoekom het U my verlaat? En baie mense kom op 'n punt waar hulle sê, weet wat, hierdie godsding werk nie vir my nie, ek gaan terug na my ou lewe toe, dis baie lekkerder gewees. Maar ons as mense is geneig om te bid vir verandering. Ons vra vir die Here vir redding. Maar sodra die Here vir ons begin vat uit ons omstandighede uit, dan begin ons kla. Wanneer die Here ons vat en sê, okay, jy het gevra vir hierdie
redding, jy het gevra jy wil ophou drink, jy het gevra jy wil ophou dwelms gebruik, jy het gevra jy wil die lewe reg lei, jy wil uit die pad van diefstal uitkom, van kriminele aktiwiteite en al die goede, wat dit ook al mag sê, dan begin ons kla. Want nou raak dit moeilik, ons lees hierso, is dit na die tweede maand al begin kla. Hulle het na die tweede maand al begin kla, dit was nie baie lank in die woestyn nie. Jy sien, ons wil dit maklik hê. Ons wil 'n drive-through oplossing vir alles in ons lewe, want dis wat ons lewe geword het, kits oplossings. Vir alles wat ons doen, is daar 'n kits oplossing. As ons iets moet doen, AI. As ons iets moet doen, rekenaars. As ons iets wil neem te eet, meneer Delivery, Uber. Alles is vinnig. Maar ons vergeet as mens, dit het vir ons lank gevat om te kom waar ons staan op ons in ons lewe is, van verkeerde dinge doen. Nou, party mense vat langer, party mense vat nie so lank nie, maar die punt is, ons het dit nie oornag gebeur nie, dit het nie net 'n kits ding geword nie, dit het gegroei in ons, en baie keer vat dit tyd om weer dit te ontgroei. Dit vat tyd om van ons slegte gewoontes af te leer. Maar dit is moeilik. Tot Paulus het gesê, of ons vra ons gereeld, voordat by Paulus kom is, hoekom is ek geneig om terug te wil gaan dan na my ou lewe toe? Want die een kant van my hart sê, ek wil dan die Here dien. Die ander kant van my lewe sê, weet jy, dit is net baie makliker gewees in my ou lewe. Dit was net soveel makliker. Ek het nie ge-worry oor hoe ek oor met mense praat nie. Ek het nie ge-worry oor mense seermaak nie. Dit het net om myself gegaan. Ek het nie ge-worry nie. Nou moet ek sit en worry oor hoe mense gaan voel. Hierdie werk nie vir my nie. Hoekom doen ek dit? Paulus het ons ook gesê, in Galasiërs 5 vers 1, Christus het ons bevry om werklik vry te wees. Staan dan vas en moenie julle weer eens onder die juk van slawerny laat inforceer nie. So met ander woorde, tot Paulus het gesukkel. Hy het ook geneig. Dink hy om te gaan terug te gaan na sy ou weer toe, as dit moeilik gaan. In die begin. Hy sê vir ons, moenie weer teruggaan om onder 'n juk van slawerny laat inforceer. Hoekom wil ons onsself? Ons is vry. Dit het 'n geveg gevat van ons om klaar te sê, Here, ek is klaar met hierdie ou lewe. Dit het guts gevat om te gaan sê, Here, help my. Elke ou kom op sy eie manier tot bekeer. En een persoon kom in die kerk, hy word aangeraak deur 'n preek en hy gaan staan daar voor homself sien en sê, Here, ek is nou genoeg. Ander persoon worstel. Dit was vir hom langer om tot die besef te kom. Hy weet iets is verkeerd, maar hy hou nog vas, want dis bekend. Hy wil nie maklik laat gaan dit nie. Maar die oomblik dat hy gaan, dan gooi hy juk van slawerny af, slawerny aan die sonde, aan die verkeerde. Maar nou kom jy en jy sê, maar luister nie, wag 'n bietjie. Ek weet nie of nou nie so lonend is soos wat ek gedink het. Kom ons kyk gou na 'n ou storieetjie. As ons by 'n sirkus kom, of iets in daai, dit is baie keer as jy 'n olifant. En hy staan met 'n pen daar aan die grond ingeslaan en 'n ketting op sy voet. Ek weet, daai ketting is nie vir hom 'n probleem om te breek nie. Nie met sy krag nie. Maar hy staan maar daar gebeur en hy kyk en hy eet sy grasbal wat hulle vir hom gegee het.
En dan gaan hy nou maar vanaand gaan tree hy nou op, en dan kom hy terug, en hy word weer vasgemaak, en daar staan hy. Het jy al ooit gewonder, hoekom reken nie die ketting nie? Ek weet sy krag is ongelooflik. Hy is ongelooflik, hy het die vermoë om 'n ketting te breek. Hy het die vermoë om 'n ketting teen die grond in te trek. Daar's niks anders wat hom vashou nie. Daar's nie ysterhokke nie, daar's nie boeie nie, daar's niks. Net 'n ketting. Jy sien die probleem is, wat gebeur? As 'n jong olifantjie as hulle hom kry, dan begin hulle hom vasmaak in hierdie ketting. Hy leer dat hierdie ketting hom restrain. Uiteindelik hou hy op om te beklei teen hierdie vashou. Ding wat hom vashou. Hy raak nou maar gedwee. Hy raak 'n gedwee olifant. En soos ek en jy. Ek en jy is dieselfde. Van jongs af word ons gekondisioneer dat die sonde wat ons vashou right is. Ons aanvaar dit. Ons aanvaar dat mense ons abuse miskien. Ons aanvaar dat ons mense abuse. Ons aanvaar dat mense ons seermaak. Ons aanvaar dat ons mense seermaak. Ons aanvaar om eers 'n pen te begin steel en dan groter. Ons aanvaar, dis okay iemand anders te slaan en 'n geveg te betrokke te raak. Vir een of ander rede, vir 'n ding wat ons vashou, wat ons nie kan sien. Jy sien, dis hoe ons werk. Dis presies hoe dit werk in ons lewens. Ons kom en dit wat ons onderdruk, dit wat ons in slawerny sit, daai juk wat op ons skouers geplaas word waarvan Paulus praat, is later so gemaklik, so aanvaarbaar in ons lewe, dat ons nie eens meer agterkom dis 'n probleem. Ons kom nie meer agter. Om terug te kom na die Egipte, na die Israeliete toe. Dis presies wat met hulle gebeur het. Hulle was vir 400 jaar in slawerny. Hulle was in kettinge wat hulle vasgehou het. Hulle het gekla daaroor. Maar toe hulle losgemaak word en hulle besef, maar luister, nou is ek vry. Nou gaan ek nie meer so maklik net my gras kry hier terwyl ek net staan en niks doen nie. Nou moet ek begin werk vir ons. Ek moet nou so 'n bietjie veranderinge. Daar moet iets gedoen word met hierdie vryheid. Alles word nie net weer vir my voorsien nie. En dis wat nou met hulle begin gebeur. Hulle sit nou in die woestyn. Hulle is nou in die woestyn per tydperk, want hulle moet nou leer 'n nuwe denkproses. Hulle moet leer om vir hulself te sorg. Hulle moet leer om te groei. Hulle sien nie meer alles wat so mooi groen en vol lewe is en vol geboue en hierdie groot piramides, alles nie. Hulle sien sand. As hulle om hulle kyk, is dit sand. As hulle om hulle kyk, is dit warm. As hulle om hulle kyk, is dit koud in die aande. Dis droog. Dis onbekend. Hulle weet nie eens waar gaan hulle heen nie. Hulle het hierdie man genaamd Moses en sy broer Aaron, wat vir hulle kom vertel het, luister net, ons gaan na beloofde land toe. Nou kom hulle sê maar, kyk, hoe lang gaan hierdie tripie vat? Hoe lang gaan dit vat vir ons om daar te kom? Dis nog 2 maande. Jy het gesê ons gaan vir 3 dae in die woestyn trek en offer en seker luk op was dit okay, wag 'n bietjie dan is ons daar. Ons weet nie. Jy sien hulle denkpatrone, hulle gedagtes was nog steeds daar in Egipte. Want ewe skielik sien hulle die onbekende hier voor hulle. Soos ek sê, dis koud, dis warm, dis droog, dit is net sand. Daar's niks wat soos 'n belofte lyk. Niks. Jy sien, daai gedagtes wat hulle in Egipte
land gebind het. Wat ons bind aan ons sonde, is soos 'n naalstring, wat ons aan ons moeders vasgebind. Die dag as jy gebore word, 'n naalstring word gesny, jy gebore skree waarom? Hy is nie happy nie. Hy is weg uit sy comfort zone uit. Dis lekker warm gewees en hier kom hulle uit in 'n skerp lig en 'n isname op my boude en draai my onderste bo. Nee, ek sê happy nie. Natuurlik gaan ongelukkig wees. En so is ons as mense. Daai naalstring wat gesny word van 'n sondige natuur, ons sondige moeder. Hier word ons nou heeltemal onderste bo gedruk en al ons comfort zone word ons uitgehaal. Natuurlik gaan ons 'n bietjie tantrum gooi. Maar natuurlik wil ons teruggaan. Want dit is gemaklik. Dit is wie wat ek was seker waar ek daar is. Nou moet ek kom en ek moet 'n bietjie vir myself hier begin vind. Dis nie lekker nie. En dit is presies wat met ons gebeur in ons lewe. Ons word vasgehou deur ketting. Ons word vasgebind in 'n naalstring in ons verlede van ons sonde. En as dinge nie gaan soos wat ons dink dit moet gaan nie, dan begin ons skree en ongelukkig raak. Nou, om daarby kom ons nou uit op vandag se preek, die lang introduction. Daar's 'n paar redes. Ons gaan na 3 van die redes kyk. 1 is selektiewe geheueverlies. Ons gehoor al van selektiewe gehoor, maar hier is nog 'n selektiewe geheueverlies. Want jy sien, daar is snelweë in ons brein op ons senuweestelsel wat gevorm word in die tyd as ons in daai verkeerde weë wandel, in daardie sondige weë. En dit is hoekom ons wil terugdraai, want ons is gebrainwash, ons is geprogrammeer om op 'n sekere manier op te tree. In Eksodus 14 vers 12 skree die volk vir Moses, dit sou vir ons beter gewees om die Egiptenaars te dien, as om in hierdie woestyn om te kom. Numeri 11 vers 5 sê hulle, ons onthou nog die vis wat ons in Egipte kon verniet, kon eet. Die wat lemoene, die garlic, die alles, al die lekker goed. Hulle dink dit was verniet. Dit was nie verniet nie. Hulle was onder 'n wanindruk. Daar was 'n prys betaal. Daai prys was hulle vryheid. Daai prys wat hulle betaal het vir al die lekker goeders, was hulle vryheid. Hulle was gevangenes. Hulle het geweet, hulle het gehuil. Maar toe hulle nou hulle vryheid kry, hulle kom agter dat hulle het nie al die lekker goed by nie, nou begin rook. Jy sien, die sielkundiges verduidelik vir ons dat in ons brein is daar hierdie, in ons senuweestelsel, is daar paaie wat gevorm word deur ons daaglikse omstandighede. En dat ons brein kies die pad van minste weerstand. Dit wat ons nie hoef te gaan staan en spook nie. Nie waar ons met paaie oopkap nie. Want die ou maniere, die ou weë, die ou optredes is bekende paadjies. Dis soos 'n wildspaadjie wat die diere loop. As jy nou in die bos is en volg jy 'n wildspaadjie en jy gaan eendag van 'n tyd by water uitkom. Want dit is 'n bekende pad vir daai diere. Hulle loop elke keer die pad na daai water toe. Na hulle kosplekke toe. Na hulle nesse toe. Waar hulle gaan bly. Jy sien die ou lewe is so. Daai paadjies is daar. Maar ek wil amper sê, ons moet, dit soos met 'n panga, moet ons nie vir onsself 'n nuwe pad oopkap. As ons daai denkpatrone wil verander. As ons daai denkpatrone, daai destruktiewe optredes van ons wil verander, daai goed wat ons heeltemal verniel, wat ons destrooi, ons distract, is dit
iets wat gaan energie verg. Dit gaan moeite verg. Dit gaan werk verg. Om in 'n ou paadjie te loop is maklik, hy's gevorm. Hy's mooi uitgedra. Maar nou moet ons soos hierdie ontdekkingsreisiger in die bosse ingaan met pangas en bushcutters en alles om te gaan staan om hierdie nuwe pad te gaan maak vir ons lewe. So dis nie maklik nie. Dan sê die Israeliete in Numeri 11 vers 6 vir hulle, vir Moses en Aaron, maar nou is ons siel dor. Daar's glad niks nie. Net die manna as voor ons oë. Wat is daai woordjie dor? Die Hebreëse wortelwoord vir dor is onder andere om skaam te wees. Ons ken dor as droog. Maar dit is droog. Maar is ook om skaam te wees. So figuurlik, as hulle gesê het, hulle is dor. Hulle siel is dor, is hulle droog. Hulle is teleurgestel. Want dit wat hulle gehoop het, dit wat hulle gedink het, is nie besig om te gebeur nie. Hulle omstandighede is nie wat hulle gedink het nie. En dis hoe dit met ons ook gaan. Wanneer ons daar kom om te sê, ons gee nou ons ou lewe op, en ons kom in die nuwe lewe, voel ons siel ook dor. Want dis nie wat ons ken nie, dis nie ons comfort zone nie. Ons verwag, net soos die Egiptenare, die Israeliete, rykdom, oorvloed, oorgenoeg kos, gemak. Ons verwag nie manna nie. Ons verwag nie sekere voorwaardes waar ons sê, okay, weet wat, jy kry net hierdie bietjie voedsel vir 'n dag nie. En jy kan dit nie oordra na môre toe. Ons verwag 'n hele nuwe prentjie, want dis wat ons geskep word baie keer. Want daar word geskep 'n prentjie van oorvloed en rykdom. Wat verkeerd is. Jy sien die probleem is, hulle het ongeduldig begin raak. Want hulle het gedink God het hulle in die steek gelaat. Soos ek en jy ook ongeduldig raak, as dinge nie vinnig genoeg vir ons verander in ons lewe. Want ons is nog steeds in vandag se lewe in 'n quick service, alles gaan vinnig, moet dit gebeur, mentaliteit. God moet ook spring. Ek het myself nou bekeer, kom hier, nou moet jy beweeg. Jy moet met reg doen. En as dit nie gebeur nie, word ons kwaad. Dan voel ons ongelukkig. Dan is ons ontevrede en ons murmureer. Hoekom? Jy sien, ek en jy is skaam oor ons verlede. Ons is skaam, ons siel is ewe skielik leeg van dit wat ons geken het. Want ons as mens hunker na iets. Ons hunker vir iets dat dit waar ons onsself nou bevind, ons moet vervul. Maar nou is ons onbekend. Ons sien die woestyn, ons sien die hitte, ons sien die koue, ons ervaar dit, ons sien die woestyn, ons sien, daar's niks. Ons sien nie die groter prentjie nie. En baie van ons, ek is ingesluit, ek soek die prentjie, dan weet ek waarna toe ek beweeg. En dis hoekom ons sukkel om te glo, dis hoekom ons sukkel om op God te vertrou. Want ons sien net dit wat ons wil sien. Want ons kan nie in God se prentjie nog insien. Ons vertrou nie op God nie. Ons verwag iets wat ons self ken, nie wat God vir ons sê om te verwag. Ons bly hunker na die bekende toe. Ons bly hunker daar waar ons veilig voel. Ons nuwe lewe is
is vir ons onbekend. Ons is onbekend om nie in die gemakzone te leef nie, om ons nuwe, is amper soms vir kinders te sê, luister, jy moet jou eie potjie gaan krap. Ons is nie gewoond daaraan om ons eie potjie te kon krap hierson nie. As ek dit so mag stel, want daar was vir ons gevoel. Ons moet nou vertrou op God, wat vir ons gaan voorsien. Ons moet nou vertrou op God, wat vir ons in die onbekende gaan voorsien. En dit verg inspanning. Iets wat is nie fisiese inspanning. Dis emosionele en geestelike inspanning, wil ek sê. En dit maak ons moeg. Dis maak ons moeg. Dit maak ons nie moeg om te werk, die fisiese werk, maar dit maak ons moeg om te kan sit en die hele tyd binne ons te worstel met hierdie skaamte, dit maak ons moeg om te worstel met hierdie nuwe denkprosesse, dit maak ons moeg om te kan sê, ek moet 'n nuwe denkpatroon aanleer, ek moet nou eweslik vertrou op iets wat ek nie sien nie, so nou begin ek rebelleer. Ons begin weer terugdink na die verlede. Ons dink terug aan die kospotte van Egipte. Jy sien, ons moet ons eie breins eintlik weer begin reset, to factory settings. Refer to maker. En ons kan dit nie doen nie, want ons het nou al geprogrammeer gewees, nou moet ons die hele rekenaar, alles delete, en ons moet nou weer reset to factory settings. En ons wil dit nie doen nie. En die hartseer is, ons begin eintlik ons verlede romantiseer. Dit was so goed gewees, weet, dit was so maklik, dit was so lekker. Daar was nie effort in gewees nie. Dit klink so romantiek. Dan denk jy, ja, hierdie lewe is nie regtig soos ek gedink het gewees. Want ons sukkel, ons moet reboot. Ons sukkel maar reboot in te doen. En ons moet vergeet van die lekker, wat ons daar gehad het, wat ons in tydelike verligting gebring het, wat ons tydelik eintlik net gemaklik laat voel het. Maar as ons moet gaan dink, wat is die gevangenskap? Wat moes ek opgee vir daai gemak? Ek dink dit is baie keer hoekom baie mense nie begin om hulle eie besighede te wil begin nie, want dit is gemaklik, ek kry elke maand 'n pay, ek het 'n medies, ek het 'n pensioen, ek het alles wat ek nodig het. Ek vat van my baas aan min, soos hy, laat ek heng. Maar dit is gemaklik waar ek is. Ons begin onsself glo dat ons kan nie beter doen nie. Die stelsel is besig om ons eintlik gevangenes te maak. Al beteken dit ek moet myself korrup om my geld te kry. Paulus sê in Filippense 3 vers 13 tot 14, maar een ding doen ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel. So wat doen Paulus? Hy het gesê, ek vergeet dit wat in die verlede is, ek vergeet my Egipte. Ek vergeet die tyd toe ek die Israeliete vervolg het, die Christene. Ek vergeet van die lekker lewe wat ek teen gehad het. Ek dink ek het baie lekker geleef, lekker mooi klere gehad, lekker geëet. Hy sê ek vergeet dit. En ek kyk na wat vorentoe lê. Ek kap van my nuwe pad toe. Ek is 'n pionier van die toekoms. Die Israeliete was pioniere gewees om te begin, as ons dit so kan prentjie. Hulle is pioniere. Want as in Egipte gebly het, ons nie vandag bestaan nie. They pioneered a road. Ons, as gelowiges, moet 'n road pioneer. Deur ons ou mens af te sterwe. Dat mense kan sien ons verander. Ons moet dinge anders te doen. Ons moet doelbewus 'n besluit maak om te vergeet van die verlede. Dit vir ons altyd net so gemaklik was.
Want alles was vir ons mooi ingekleed as 'n paradys. Tot vandag toe is daar grappies nog steeds gedoen. Jy weet, as dit nie vir Eva was wat die appel geëet het, ons het nog lekker geleef nie. Dus 1000 jaar later, almal by nog steeds teruggaan na die verlede. As ons mooi daaraan dink, Egipte was nie 'n paradys nie. Egipte was 'n slaghuis. Lukas 9 vers 62 sê, Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Die Here sê vir ons in die Nuwe Testament, jy moenie terugkyk nie. As jy gaan bly terugkyk en wens, jy was daar, en wens, ek wat dit gehad, en wens, jy nie geskik vir God se koninkryk. Dis harde woorde. As 'n ander stuk wat sê, net 'n hond gaan terug na sy eie braaksel toe. Wil jy teruggaan na jou eie lewe toe, wat braaksel was. Tweede punt, die vrees vir vryheid. Dr. Viktor Frankl het gesê, die rede die menslike natuur dikwels voorspelbare ellende verkies, bo die leegtyd van die onbekende vryheid. In Engels, rather the devil you know than the devil you don't know. Bly 'n verhouding, bly 'n huwelik, wat eintlik destructief is. Iets wat jou hele siel, jy bly eerder by 'n plek wat jou siel sal versies. In plaas om te sê, weet wat, hier is nie conducive vir my liefde nie. Weereens is dit te sê, as ons maar liewer in Egipte gesterf het, toe ons by die vleispotte gesit het en oorgenoeg kos gehad het om te eet. Hulle sal eerder genoeg wees om hulself vet te eet, gemaklik te leef, as om iewers 'n nuwe belofte te kry, om na 'n nuwe wêreld te gaan, na iets beters, na iets nuuts. Hulle was nie bereid om die gemak op te gee wat hulle gehad het. Ons weet dat dit 40 jaar lank in die woestyn rondgedwaal. Dit was woes, dit was leeg, soos ek gesê het. Die ou dinge, die ou gemak was weg. En so moet ons ook afstand doen. As ons uitloop, om toe ons eers in daai woestyntydperk miskien ingaan, waar ons kan sê, dis tyd dat ons leeg raak, dat ons ontslae raak van daai goed, want dit is wat God gedoen het in 40 jaar vir hulle. Hy het hulle begin suiwer. En as hulle geglo het, was dit, soos ons lees, was dit makliker. Maar wat het gedoen? Hulle het gaan ongeloof. Hulle was ongelowig. En dit het hulle gekos 40 jaar, wat dan Here gesien het, hierdie mense is nog nie reg vir die belofte nie. Dit is 'n preek teen vir alle dag. Ons moet ophou om terug te verlang na ons sondige gewoontes toe as ons tot bekering kom. Hoe langer jy gaan terug verlang, hoe langer jy gaan sê, ek wens, ek is weer daar. Jy weet, ek wil nie alleen wees nie, ek wens ek was eintlik met my ex gehou het, so ek dink ek sou rad gewees met hom of met haar. Maar dan moet jy eintlik besef, maar wat het dit jou gekos? Hierdie Dr. Viktor Frankl het intensief geskryf oor wat hy die eksistensiële vakuum, die innerlike leegte noem. Nou, net so gesukkie, hy is 'n sielkundige en iemand wat die Holocaust oorleef het. En iets wat hy opgemerk het, nadat hy vrygelaat is saam met die res van die gevangenes, nou dit het nou skielik gebeur, dit was nie 'n proses, dit was ook oor, hy vervat julle goed, hier is al die weermag het ingekom, en het julle verlos, julle is vry. Nou, hulle is nie meer in 'n konsentrasiekamp nie, hulle het nou vryheid. Hulle kan nie net 'n bietjie kos nou meer nie, hulle het toegang tot meer. Maar, wat het gebeur?
gebeur met daai mense? Hulle het angs en depressie begin ervaar. Hulle het angs en depressie begin ervaar toe hulle uit hierdie gevangenskap, hierdie konsentrasiekamp uitgelaat is. Hoekom? Omdat slawerny, want dit is wat hulle was, vir hulle 'n valse sin van struktuur gegee. So wat beteken dit vir my en vir jou? Wat het dit uit te maak met vandag se preek? Ek en jy is in 'n sondige plek. Ek en jy is op 'n plek wat vir ons destruktief is. Ons is in 'n plek waar ons gemaklik voel. Dit gee vir ons 'n valse sin van struktuur. Dit is 'n false structure. En sodra ons nou tot bekering kom en dit agterweë laat, voel ons skielik leeg. Ons is bang. Dan word ons net soos daai Jode wat in die konsentrasiekampe was en vrygelaat is, word ons nou emosioneel amper verlaat. Dis wat hy sê gebeur. En dis wat ons kan kyk wat met Israel gebeur het. Egipte was breed. Hulle was verniel, hulle was in slawerny, maar dit was vir hulle bekend. Dit was 'n valse sin van struktuur in hulle lewe. Hulle het geleer hoe om met daardie pyn te oorleef. Hulle het geleer hoe om met hulle omstandighede saam te leef. En as ons onsself moet vra, almal van ons het dit op 'n stadium gesê, ek het maar geleer om daarmee saam te leef. Ek het geleer om daarmee saam te leef. Ek kan dit verander. So leef besonder. False sense of structure. Nou is vryheid eweslik skrikwekkend. Jy sien, want jy moet nou self begin verantwoordelikheid neem vir jou lewe. Jy moet nou self verantwoordelikheid neem vir jou sondes en die goed wat jy, in die pad wat jy stap saam met God. Daar's niemand wat jy nie kan blameer nie. Iets kom uit my gedagtes op, hoekom gaan so baie gevangenes wat in die gevangenis was terug, wat hulle nie baie lang buitekant is nie, dan is hulle terug in die gevangenis. Hoekom? Daar's 'n valse sin van struktuur vir hulle. Hoekom val mense terug op afhanklikheidsprobleme? Baie mense hardloop terug na hulle ou maniere toe. Omdat dit vir hulle 'n valse struktuur is. Om ewe skielik in die nuwe en die regte realiteit van die wêreld te kom, is vir hulle leemte wat hulle nie kan hanteer nie. Hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. Want jy sien, mense kom tot bekering, maar daar's nie iemand om hulle na te volg nie. Daar's nie iemand om saam met hulle pad te loop van die disipelskap miskien. Ons sien dit baie. Ons as mens sal geneig wees om die onbekende tronk te verruil, of 'n bekende tronk te verruil vir 'n onbekende vryheid. Derde punt. Dr. Gabor Maté. Die soeke na valse vertroosting. Jy sien, want ons gaan terug na dit wat ons ken. Want ons wil die pyn van die onbekende ontsnap. Ons wil daai pyn, daai onsekerheid, daardie vrese, ons het nie eerder vrees as 'n pyn, wil ons ontsnap. Want ons sukkel om op God se genade te vertrou. Om op God se voorsiening te vertrou. Numeri 11:4 sê dit vir ons mooi. Ook die Israeliete het weer begin huil en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Dit het God vertrou nie. Hulle het vleis gesoek, nie manna nie, nie brood nie. Hulle het vleis gesoek. En wie gaan vir ons nou vleis gee? Moses, Aaron? Wie gaan vir ons vleis gee? God het hulle gered, God het vir hulle voorsien, God het vir hulle water gegee, God het al baie vir hulle gedoen.
maar hulle is kortsigtig en hulle het selektiewe geheue om te onthou dat God vir hulle voorsien het. Want die maklikste pad is om te gaan? Ja. Die maklikste pad is om terug te gaan na waar het gemaklik is. Hulle wou nie manna gehad het nie. Hulle vleis het. Jy sien, in daai vleis kan ons amper vergelyk met emosionele krywings. Ons het seker emosionele krywings, enige emosionele behoeftes, wat ewe skielik nie meer bevredig word in 'n lewe, as ons net op bekering gekom het. Jy sien, want baie van ons weet, as gelowiges, om regtig vervul met God te word, om vrede te kry met God, is baie keer 'n long journey. Dis tyd om van 'n goed ontslae te raak en dit te vervul. Jy moet reprogram. Ons kan nie alles op een slag gebruik, ons gaan dit nie maak nie. Partykeer raak ons amper vreesbevange as hier te veel goed nou gebeur by die Here van ons openbaar en met ons deel, ons weet nie met te hanteer nie. So God gee ons bietjies. Is ons om te, as jy oor eet, dan raak jy naar, jy raak siek. So God weet, ons gaan dit nie ook kan hanteer nie. So hy gee ons bietjies, maar ons is nou die haaste. Ons gaan deur 'n moeilike tyd, wat God wil hê ons moet iets leer daaruit. Hy wil ons skoon maak, hy wil ons vry maak. Hy wil ons pad nuut maak in ons gedagtes. Dis die reprogramming is. Maar ek en jy wil weer eens teruggaan, ons soek dit baie vinnig en maklik. Nou, hierdie Dr. Matthey is 'n baie bekende, en is 'n wêreldwye bekende kenner op die gebied van afhanklikheid en trauma. En hy sê die volgende: die vraag is nie hoekom die verslawing of die slegte gewoonte daar is nie. Die vraag is hoekom is die pyn daar? As ons counsel, dan weet ons gaan ons terug na, gaan kyk, wat het gebeur in jou lewe, hoe dat jy optree soos jy optree. En die Dr. Matthey verduidelik dat ons as mense teruggaan, ons destruktiewe gewoontes toe. Soos ek gesê het al, om terug te gaan om die pyn te ontsnap van die onsekere, en dan soek jy emosionele vertroosting. Jy soek 'n emosionele vertroosting om terug te gaan, want dit was wat jou comfort zone was. Jy was vertroos. Jy het daar gemaklik gevoel, jy het gekuddel. Dit was bekend. Dit was bekend. Daai bekendheid was 'n kruk vir jou elke dag te oorleef. Elke dag het jy oorleef op daardie onbekende. Jy het gekoop, dit was 'n coping mechanism. En dis hoekom ons teruggaan na daardie verlede. Dis hoekom ons teruggaan om te kan sê, ek weet hoe voel het om net te gaan weer 'n sigaret te gaan rook, net weer 'n bier te gaan drink, net weer 'n high te gaan kry. Want ek weet nie met die onbekende te deel nie. Ek weet nie. Romeine 12 vers 2 sê, moet julle nie aan hierdie wêreld gelykvormig stel nie, maar laat julle verander word deur die vernuwing van julle gemoed. Die program. Word nuut, dink nuut, tree nuut op, glo nuut. Word 'n nuwe mens. Leer julle slegte gewoontes af. Moenie paniekerig raak oor môre nie. Wanneer daardie onbekende pyn en vrees en emosionele druk van die onbekende te veel word, moenie teruggaan na die verlede. Gaan soek God se beloftes. Gaan kyk wat het God vir jou gedoen. Gaan kyk wat
het God vir jou beteken en waar het hy jou vandaan gevat die afgelope 5 jaar, 3 jaar, 10 jaar? 10 maande. Waar was jy? En waar is jy nou? Gaan terug. Gaan staan op by die oggend en sê net dankie en besef, wat het die Here vandag vir jou gedoen? Wat het hy gister vir jou gedoen? Dis hoekom die woord sê, wees dankbaar in alle dinge. Wees dankbaar. Maak nie saak hoe moeilik het gaan nie. Gaan net en wees met een ding dankbaar. En hoe meer jy gaan met een ding gaan wees, gaan 2 dinge word. 2 dinge gaan 3 dinge word. Want hoe meer jy dankbaar is jy besig om dit te verander. Die Bybel gee vir ons die gereedskap om hierdie te reprogram. Die Bybel gee vir ons die gereedskap om ons gedagtes te vernuwe. Om hierdie onbekende aan te durf. Maar ek as die pastoor kan nie voorstaan en hierdie Bybel vir jou verduidelik as jy nie self oplees nie. Dit gaan vir jou ewigheid vat. Ek kan nie die hele Bybel en al sy geheime is vir julle preek in 'n leeftyd. God verwag van ons ook 'n bietjie werk. Ons moet ook voetwerk doen. Ons moet ook moeite doen. Ons kan nie die onsekerheid wat ons het met ou Egiptiese metodes verander nie. Ons moet nuwe metodes kry. Dis reset. Back to factory settings. Go back to the manufacturer. Ons moet onthou, die groeiproses is nie maklik nie. Dis ongemaklik. Dit verg opoffering. Dit verg om ou gewoontes, ou behoeftes te laat gaan. Want dit is baie keer valse vertroosting. Ons wil so graag teruggaan na dit toe wat vir ons comfort is. Ek dink aan comfort food. Ek is baie weer te sê in week is hierdie is comfort food en daai is comfort food. Maar hoekom? Want jy eet dit. Jy eet 'n lekker curryhoender. Ja, voel dit soms so lekker versmaak. Want dit gee vir jou 'n sense of comfort. En dis baie keer dat ons terug in ons ou maniere toe, ou dinge doen. Wat ons net besef, maar dit gee vir ons comfort. And it's a false sense of comfort. Ons moet onthou, daai false sense, daai Egipte in ons land, waar ons baie keer so terug verlang, is nie ons roeping nie. Dis nie ons uiteindelike plan wat God vir ons lewe het nie. Daar's meer, daar's 'n hoër roeping, daar's iets wat God wil hê, jy moet bereik. En al het jy misluk op die pad. Al voel jy is nou 'n mislukking omdat jy in die woestyn sit en jy is besig om te reprogram. Jy is besig om te wonder, waar is jy? Beteken dit net, jy is besig om te verander. Jy is besig om te herprogrammeer. Jy is besig om die ou te laat gaan. Jy is besig om die nuwe te ontwikkel. Partykeer moet ons wegwees. Partykeer voel jy net, hoekom gaan ons met vakansie? Want jy wil reset. Miskien nou maar jou journey as 'n vakansie. Jy besig is om te reset. Dit is altyd so lekker, nie? Party mense hou van die wille in die woeste en te gaan vakansie hou en raak ontspanne. Party mense hou meer van die luukse. Maar probeer net 'n manier kry om op die omstandighede waarin jy is, nie terug te gaan na Egipte toe, maar om te dink, wat is God besig om met jou lewe te maak? Dat jy besig is om hierdie snel weer van jou brein, jy is besig om afdraai paadjies te vat, wat jy eintlik na die regte plek uitbestemming toe gaan vat.
Onthou die snelweg partykeer is nie altyd die beste pad om te ry nie, is maklik. En is gemaklik. But you're missing the journey. Dis partykeer die lekkerste ding om op vakansie te gaan, jy vat al die agterpaadjies en jy sien plekke wat jy in jou lewe nog nooit gesien het. Dit vat langer, maar jy sien beautiful. Jy sien plekke wat jy nie sien nie. Vat partykeer 'n afdraaipad. Vat 'n pad wat jy onbekend is. Go experience life. Alles in die lewe gaan oor gemaak. Het gaan oor die journey. Het gaan oor die eindbestemming. Moenie jouself vashou aan ander mense se paaie en journeys wat hulle loop. Partykeer loop die mense pad saam met jou, partykeer dan raak jou pad op sy eie. Elkeen sy eie pad. Moenie altyd noodwendig die meerderheid volg. Tel jou manne op vandag. Wees dankbaar daarvoor. Moenie bekommer oor môre nie. Dis hoekom die Here gesê het, net genoeg vir vandag, want hy wil sy voorsiening vir ons bewys. Wees soos Paulus en vergeet die dinge wat van gister. Strek jou uit, dat dit wat vorentoe lê. Hardloop die wedloop. Jy hoef nie eerste te wees. Jy moet hom net voltooi. Dis die belangrikste in jou lewe. Wees beter as wat jy gister was. Moenie met iemand anders kompeteer in die lewe nie. Dit gaan jou ongelukkig maak. Be better than what you were yesterday. Kom sluit ons op. Here, help ons om elke dag beter te wees. Here, help ons om elke dag te groei. Help ons om elke dag meer en meer op U te vertrou, te reset, om ons te herprogrammeer, Here. Help ons om die Egipte van ons lewe agter te laat en te vergeet. En soos Paulus sê, strek na dit wat vorentoe is. Elke dag vorentoe te stap, elke dag beter te wees as wat ons gister was. Want dit is die vryheid waar ons loop. Vryheid kos iets. Dit kos ons om die ou mens af te sterf. But it's worth it. Here, help ons om vandag elke persoon in die preek hoor te verander. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek sien in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek bid dat julle 'n nuwe reset sal hê. 'n Herprogrammering van julle gedagtes. Dat julle vorentoe die pad sal as 'n uitdaging sien en as 'n journey met 'n wonderlike einde. Bid dit in Jesus naam.